Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dit is nou tyd vir sport, saam met ons vriend Arnold Geerts. Lekker om weer terug te wees. Weer eens. Arnold, waaroor gesels ons vanoggend? Eerste begin ons met die IPL. Gisteraand 'n kliniese oorwinning van 59 lopies vir die Delhi Capitals by die Wankhede Stadion in Mumbai. En dit was die vierde en die laaste uitspeelplek wat hulle toe nou vir hulself in die IPL in 2025 bespreek het. Dit beteken dat DC uit die toernooi uit is met 'n uitnodiging om eers te kolf het MI 180 vir 5 gemaak in hulle 20 balbeurte op 'n moeilike kolfplat met vergunning van Surya Kumar Yadav se breë kolf. MI het aanhou paaltjies van die een kant af verloor, maar Surya Kumar het 'n onoorwonde 73 van 43 balle afgeslaan, 7 vure en 4 sesse en 'n goeie totaal geneem op 'n blad wat, soos ek gesê het, dit was wankelrig. Eerlikwaar wankelrig. Mukesh Kumar het 2 paaltjies geëis, maar het 48 lopies in sy kwota van 4 balbeurte afgestaan. So hy het behoorlik gelek. Terwyl hulle die totaal verdedig het MI bowlers saam presteer Jasprit Bumrah 3 vir 12 en Mitchell Santner 3 vir 11. Hulle was die top paaltjienemers. En dit is dit. Nou weet ons wie speel in die uitspelrondes in die IPL. So, ek voel daar is al soveel IPL-wedstryde gespeel. Dit is IPL die hele jaar. As ons die televisie aan het by ons studio vir Jacaranda, dan is daar elke dag en dit voel asof dit vir 6 maande aangaan. Ek dink inderwaarheid dit bring 'n baie interessante feit uit dat as daar soveel cricket is, dis te veel. En dit raak baie gekompliseerd vir die normale persoon op straat om by te bly by wat gebeur. En word afgewater. Ek bedoel, die tyd wat ons actually uitkom by die Proteas, dan is jy amper al deur al cricket gekyk. Ja. Jy sien nie dat dit 'n verskil maak want jy 'n true fan is, jy altyd cricket kyk, maar dit is net vir my asof die IPL net bietjie te lank is. Dis bietjie uitgeraak. Ja. En onthou daar's IPLs nie net in Indië nie, maar daar's die ander T20 ligas deur die wêreld, soos Suid-Afrika se aan die begin van die jaar was vanjaar buitengewoon. Maar daar is, wat my aanbetref, is daar te veel cricket. Die ouens wat cricket speel sal sê nee, want hulle kan geld verdien, so dit verstaan ek. Terselfdertyd, as hulle dan nou nasionale diens moet kom doen, hoe moeg is hulle? Maar daar's te min cricket in Suid-Afrika. Dis waar. Ek ry elke dag verby Centurion Stadion na ons kantore toe en daar gaan absoluut niks aan. Die meeste van die tyd vol sê nie, hy is al baie maar dis hartseer. Nee, maar dit is maar weet jy wat, daar is te min 4-dag cricket. Dis een van die probleme en dis baie moeilik vir ons span om dan toetskriket te moet speel, want daar is net nie genoeg daarvan nie. En ons kry ook nie mense wat ontwikkel daardeur nie. Ja, maar die ding is jy het nou gepraat van te min 4-dag cricket. I think the T20 is there to make it more accessible and there to make it exciting because it's quick and you don't have to kind of spend 4 days tracking a game. That way I can watch 20 overs on each side and then be fun. More so is the pity in one way. Because here's one of the other factors then, Roz. How does someone play T20 for 3 months? 12 weeks, 10 weeks, whatever it may be. And then you go, okay, now we need you to play a test. Now you need to block it out and take your time. Whereas you walk out there, you've got 2 sighters to see the ball and then it's out of the park. It's a very different approach. And dis 'n baie interessante ding. In elk geval, hier's een van die ander grootes wat ek mal oor was, is Jonty Rhodes is terug in Suid-Afrika. En hy, die 55-jarige gaan vir die volgende jaar die Gauteng Leeu's help met hulle veldwerk. En hy saam met die Witblits, hoe is hierdie vir 'n afrigtingspan? Alan Donald is die bowlafrigter. Hashim Amla is die golfafrigter en dan het jy vir Russell Domingo wat die hoofafrigter is. Die Leeu's gaan, hulle gaan, en ek wou nou net vir jou sê, dis nie daai Leeu's nie. Nee, dis nie. What do you know? Jy skielik sit hy so breed in die glimlag. Maar hulle kan maar Jonty stuur vir die Leeu's rugby ook. Vir hantering met die hande. Ja, miskien hulle veldwerk bietjie beter raak. En ek moet jou sê, as jy nou iets regtig fantasties wil gaan sien, ek het nou weer daarna gaan kyk toe ek die storie gaan doen het. Gaan kyk net, gaan Google net Jonty Rhodes 1992 World Cup run out Inzamam Ulhaq. Pakistan. Dit was Is dit die een waar hy so gevlieg het? Ja. Absoluut briljant. Yes. En onthou jy die advertensie daarna? Ja. It was either take out the wickets or I end up skewered like a society, het hy gesê op een advertensie. Briljant. So as enige iemand gaan help met die veldwerk en daai uitspan gaan beter, is dit Jonty Rhodes. Dit is goeie nuus, Dit is goeie nuus. En dis goed dat ons ou heroes het. Sorry Jonty, old. Ou heroes wat terugkom na Suid-Afrika toe om daai kennis. Hy het 16 jaar se ondervinding in die IPL afgerig. So dit kom alles terug hiernatoe. Wonderlike ding. Laaste ding, jy weet nou daarvan want jy het op radio daaroor gewerk, maar eerlikwaar, ek het eers 2 dae terug gehoor dat die Safari tydrein wat deel is van die wêreldreeks by Sun City plaasvind op die oomblik.
gister 'n ongelooflike dag Henk laat te gaan in sy navigator Brett Cummings wat tweede was by Dakar, het gewen oor 280 km en dit nogal snaaks genoeg was Toyota se 70ste wêreldwye oorwinning in wêreldtydrenne en die Gazoo Racing paar het werklik waar goed gedoen. En hy het gesê, ek haal hom gou aan, dis 'n rukkie sê dat ek in een van hierdie motors was en om so terug te kom by die huis teen die bestes is iets besonders. Die navigasie was moeilik, maar Brett het dit reg gekry. Hometown favorite en hometown gunsteling en daar kom dit toe nou deur. It just feels to me like in terms of rally racing, Toyota Gazoo Racing South Africa seems unstoppable. In one way, definitely, but we also see that there's all the different categories. So that's just one of the categories. There's many other different categories, but they are a very, very good team. They are magnificent. They're run by someone who their principal is someone who really knows what he's doing, and the whole team seems so well oiled and organized. No pun intended. Why is this not publicized enough? Is dit die feit dat min mense die sport kyk of dat daar min belangstelling in is? Nee, ek dink dit was die venue hierdie jaar. So as jy mooi daarna gaan kyk en daai rekordtyd wat opgestel was en die navigation wat saam met dit gaan wat so belangrik is. As jy van Sun City af Pretoria toe jaag met 280 km wat hulle gery het. Jy weet van die ouens van wat die golf speel daar en hy moet vroeg op sy huis kom. Jy weet, het hulle nie die rekords gebreek nie. Ek kan nie glo. So hulle wil nie daai roete uitsit. Ek sit hier en ek luister ernstig vir wat jy het om te sê. Dit sal my nou leer om jou ernstig op te neem. Seriously, Thys. So, luister net na van die ander name wat hier is. Spanje se Carlos Sainz wat nou 63 is, 'n 5-malige Dakar wenner nou in 'n Ford, was tweede, wat weer eens wys ouderdom is glad nie 'n hindernis nie. En dan derde was nog 'n koninklike uit die sport uit, Sebastian Loeb. So ons het groot name hier, net so te loop so Botswana se Ross Branch wat weer eens een van die wêreld se bestes begin word, was eerste oor die streep op twee wiele nadat Daniel Saunders en Ricky Brabeck vir navigasiefoute gepenaliseer is. So, maar dit gebeur hier op ons stoep. Dis 'n wonderlike ding, mens behoort eintlik uit te gaan en te gaan kyk. Wanneer gaan jy weer vir Carlos Sainz sien en Sebastian Loeb? Nie sommer môre nie. Ons kan maar net sy seun kyk as ons Formula 1 kyk, maar dit is en ek weet baie vrouens hou nogal daarvan om vir hom te kyk. Ek weet hy's so 'n bietjie sag op die oog sê die dames. Ja, so ons kyk maar wat gebeur tussen nou en Saterdag. Ek dink hulle maak Sondag. Ja, hulle maak die 24ste klaar, so ons kyk wat gebeur. Baie dankie Arnold. Lekker om hier te gewees het. Ons is net nou weer terug met iemand wat Kilimanjaro geklim het, Himalayas en sommer 'n hele lot ander dinge. Ja, soos Arnold gesê het, ons is nou terug, bly ingeskakel want net hierna is Thys weer besig met Vincent Verlies.